Ek wil vir julle so vinnig 'n getuienis deel. Getuienis van my en my vrou. Augustus 2023 kry ek en my vrou 'n beroep Pretoria toe. En die pastoor soek 'n medeleraar en hy soek iemand om hom te kom help, om die jeug te doen en te kom help preek en te kom help in die gemeente. En vir my was dit was die Here wat 'n deur oopmaak. Ek meen, die stad lewe. Daar's malls groter as dorpe waarin ek al gebly het. Dis alles wat 'n jong mens wil hê. Is om in die stad te gaan bly. Daar's mooi huise, al die lekker goed. En my hart was verskriklik opgewonde. En ons het die oggend gegaan en ons het daar gaan preek. En hulle het 'n Afrikaans en 'n Engelse diens gehad, so ek het Afrikaans en Engels gepreek. Die Afrikaanse diens was my beste preek nog gewees. Die Engelse een was 'n lekker diens. Maar ek het goed gepreek en ek het gevoel die Here het my gebruik. En dit was amper, ek dink ek kan dit nou maar deel. Na die tyd vat hulle ons in die bidkamer in. En hulle wou toe sommer nou al begin salarispakket en verblyf bespreek. En ek sê toe, ons gaan huis toe, ons gaan bid oor hierdie saak en ons sal terugkom met 'n antwoord. En op pad huis toe, in die kar, begin ek en my vrou praat. En ek loop oor van opgewondenheid. Ek het al in my kop begin bokse pak. My klere, as ek by die huis gekom het, sou al begin uit die kas uitval, het so opgewonde was ek. Want ons gaan Pretoria toe. En ek deel dit met haar, en ek kan dit nie vir julle beskryf nie, maar dit is soos om toe oë in 'n muur vas te loop. Sy voel nie dieselfde nie. Nee, volgens haar gaan hierdie kite nie vlieg nie. Dis nie die regte plek nie, ons gaan moet ernstig bid daaroor. Dit was daai Augustus, September maand, waar dit so verskriklik koud was, waar dit reg oor die land gesneeu het. En ek en my vrou sê toe vir mekaar, na 'n lang gesprek, baie lank, sê ons vir mekaar, want toe begin die berigte so uitkom, dat dit sneeu in. Sê vir mekaar, as dit sneeu in Parys, dan gaan ons Pretoria toe. Raai waar sneeu dit nie? Nie in Parys nie. Reg rondom Parys sneeu dit, nie in Parys nie. En my hart was omgekrap, en ek het nie verstaan nie. Want ons het gebid en gevra, Here, maak vir ons 'n deur oop. Ons het gebid en gevra, Here, ons soek iets nuuts. Ons soek 'n ander gemeente, Here, ons maak vir ons 'n deur oop, en hier gaan die deur oop. En so gou soos wat hy oopgegaan het, gaan hy toe ook. En ek staan nog steeds aan die kant van die deur. En ek verstaan nie hoekom nie. Ek weet nie hoekom het die Here dit laat lyk asof hierdie deur oopgaan, net vir hom om weer toe te gaan nie. En dit gebeur soms in ons lewens. Ons verstaan nie 'n toedeur nie. Ons verstaan nie hoekom lyk iets asof dit gaan uitwerk. Dit ryk asof dit gaan uitwerk. Man, ek kon al proe dat dit gaan uitwerk. En dan doen dit net nie. En dan gaan hy deur toe. Kom ek deel vir julle die res van daai getuienis. Dit was Augustus 2023. September gaan verby en Oktober kom van 2023. En ons kry weer 'n oproep van 'n plattelandse gemeente in Standerton. Julle kan hande klap as julle wil. Julle hoef nie. Nee. En die Here maak 'n deur weer oop. En hierdie deur gaan nie toe nie. Sien, dit was by magte vir ons gewees om hierdie toedeur wat die Here in Augustus toegemaak het, skouer in te sit en hom oop te forceer. Want ons gaan. Maar ons was gehoorsaam toe die deur toe was. En toe maak die Here 'n deur weer oop. En ek wil met julle gesels vanoggend oor daai tydjie tussen die toedeur en die oop deur.
Want wat doen 'n mens dan? Want toedere maak nie altyd lekker sin nie. Ek wil vir julle 'n gedeelte lees. Dis 'n lang teksgedeelte, maar hou by Handelinge 16 vers 6 tot 12. Julle kan dalk saam blaai as julle wil. Die hele een gaan nie op die bord wees nie, net 'n gedeelte van hom. Handelinge 16 vers 6 tot 12. Gaan dit vir julle lees. Hulle het in Frigee en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Messie kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Messie verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het hy dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Toe ons van Troas vertrek het, het ons reguit na Samotrake gevaar, die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat 'n toonaangewende stad was in daardie deel van Macedonië, 'n Romeinse kolonie. In die stad het ons 'n paar dae lank vertoef. En hier sien ons in Handelinge 'n klein gedeelte van Paulus se reis deur Europa, se reis deur daai Asië streek, Klein-Asië en daai lande. Ons sien 'n klein gedeelte daarvan. En ons sien ook dat in hulle harte was hulle vas oortuig dat die Here stuur hulle. Die Here het dan mos nou 'n opdrag gegee, gaan dan na die nasies, doop hulle en leer hulle. En nou gaan ons, en wat gebeur? 2 keer maak die Here die deur toe. 2 keer probeer hulle in Asië uitkom en die Here verhinder hulle. Hy stop hulle in hulle plek. So, dit gebeur in ons lewens ook. Ons is so vas oortuig dat ons is besig met iets van die Here. Ons bid vir 'n uitweg en vra, Here, U is dan 'n God wat voorsien. U is dan 'n God wat die Rooi See oopgemaak het sodat die Israeliete kan deurgaan. Here, U het al hoeveel keer die riviere laat stop sodat U volk kan deurtrek. Ons bid vir 'n uitweg. En dan wat kry jy? Als behalwe 'n uitweg. Ons bid en vra vir die Here vir 'n oplossing. Here, U weet wat om te doen. Here, U weet wat om te gee. En al wat ons kry, alles behalwe 'n oplossing. Ons bid en vra vir 'n geleentheid. Here, ek soek 'n nuwe werk. Here, ek soek 'n nuwe manier van voorsiening. Here, ek soek 'n groter inkomste. Here, ek kort voorsiening. En wat kry jy? Alles behalwe voorsiening. En dan kan ons nie verstaan, Here, ek het dan gevra vir 'n oop deur. Here, U woord sê klop en ek sal antwoord. Klop en ek sal vir jou oopmaak. Soek en jy sal vind. Vra en ek sal jou antwoord. Maar Here, ek bid en ek vra dan, maar die deure bly toe. Wat doen ek dan? Dis wat ek vanoggend met jou oor wil breek. Is wat doen ek dan? Die eerste ding wat jy moet doen, is moenie opgee nie. Moenie gaan sit langs die pad en dink, die Here het nou die deur toegemaak, en nou gaan ek voor hierdie deur sit en wag, totdat hy hom oopmaak nie. Ek sê altyd hierdie ding, veral as ons in die stad ry, dan sê ek vir my vrou, of vir wie ook al ek saam ry, ek is so verlore in die stad. Ek raak verboureerd en ek weet nie wat aangaan nie, en ek weet nie waantoe om te draai nie. En ek sê altyd, as julle vir my hier aflaai, sit ek net hier, totdat iemand my weer kom haal. En soms voel ons so in die lewe ook. Ek weet nie wat se kant toe om nou te draai nie, want die deur wat ek gedink het moet oop wees, die geleentheid wat ek gedink het die Here vir my gaan gee, die voorsiening wat ek gedink het hy gaan gee, is nou nie daar nie. So nou gaan ek net hier sit, Here, en ek gaan nêrens heen gaan nie, want ek wag vir die deur. En die Here wil nie hê ons moet deur hierdie deur gaan nie. Maar sien, Paulus het iets anders te gedoen. Hoor wat gebeur in vers 6.
Hulle het deur Frigië, die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misee kom, het hulle probeer om deur Betanië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Misee verbygereis en afgegaan na Troas toe. Sien jy dat hulle dit nie gestop nie? Die eerste keer toe Jesus hulle verhinder, het hulle nie nou daar gestaan en gesê, okay, maar wat nou nie? Hulle het aanhou loop, dan gaan ons maar na die volgende dorpie toe, totdat die Here ons weer verhinder. En toe hulle die tweede keer verhinder was, het hulle nie toegestop nie, maar hulle het aangegaan na die volgende dorpie toe. Sien, die woord getuig van Paulus se optrede. Hy het nie daar gebly en gesê, wel, Here, die deur wat ek gedink het sou oop wees is nou nie oop nie, en Here, nou gaan ek net hier wag. Party van ons vat dit 'n stapie verder en sê, Here, nou is ek sommer klaar geloop. Ek het gedink hierdie is die pad vorentoe en dit is nou nie die pad vorentoe nie. Here, ek gee nou sommer net op. Sien, Paulus het geweet wat was sy doel. Hy het geweet waarvoor is hy geroep. Hy het geweet hy is geroep om die goeie nuus te verkondig. En net omdat hy nie by Asië kan uitkom nie, net omdat hy nie by die volgende dorp kan uitkom nie, het hy nie gesê, okay, wel Here, nou gaan ek sommer nie meer die goeie nuus verkondig nie. Ek kan mos nou nie meer nie, want U het my verhinder. Nee. Paulus besef net daar waar hy is daar nog steeds mense wat die goeie nuus nodig het. En nie ver van waar hy af is nie, net dalk in die volgende dorpie, is daar ook goeie mense. So as ek nie hierdie kant toe kan gaan nie, weet jy wat? Here, dan gaan ek na die volgende dorpie toe. Moet net nie opgee nie. Paulus het nie in die eerste dorpie gaan sit en gesê, nou gaan ek nêrens heen nie. Sien, ons dink soms dat ons kan met 'n plan na die Here toe gaan. Ons maak 'n plan en ons voer en ons kry alles in plek. En dan sê ons, okay, Here, hierdie is my plan, seën dit net, maar ek gaan. Sonder om te vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat wil U hê? Wat se deur wil U hê moet ek deurgaan? Sien, daar is 'n groot gevaar wanneer ek begin fokus op die deur wat ek wil hê. Daar's 'n groot gevaar wanneer ek verskriklik hardop is oor hierdie spesifieke deur waardeur ek wil gaan, want ek wil hom hê. Ek het daai dag toe ons terugry van Pretoria af, het ek baie hard beklei om deur hierdie deur te gaan. Regtig hard. En ja, daar's mense in Pretoria wat ook die goeie nuus nodig het. Maar die Here het my op 'n ander plek nodig gehad. En ja, daar was beloftes en goed wat lekker gelyk het in Pretoria. Maar die Here het 'n beter plan gehad in Standerton. En dit is hoe dit werk wanneer die Here 'n deur toemaak, en dis gevaarlik wanneer jy dit self probeer oopmaak. Daar's 'n gedeelte in Romeine 1 vers 18 vers 21 en 22 sê, want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinneloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Paulus praat hier van 'n klomp mense wat regtig bietjie die pad byster geraak het. En dan sê hy, hulle het hierdie ding ophou doen. Hulle het ophou om God te eer en hulle het ophou om God te dank. Wanneer ek en jy by 'n toedeur kom, wat vir ons gelyk het asof dit 'n oop deur moet wees, dan in ons harte, die eerste ding wat ons doen, is ons hou op om God te eer. En te sê, Here, ek gaan U gehoorsaam. Ek gaan U eer. Die deur is toe, ek aanvaar dit so. En ons hou op om God te dank vir 'n toedeur. Want dit voel dan asof God my mos nou indoen. Dit voel dan nou maar asof ek tekort kom in hierdie situasie. Hoekom gaan ek hom nou dank? Dank God vir 'n toedeur. So die res van Romeine 1 van vers 18 tot 25, en ek gaan dit net vir julle lees. En laat toe dat die woord vir julle preek.
Hoor wat sê dit van vers 18 af. Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk. Aangesien dit wat van God geweet kan word, aan hulle bekend is. God het immers dit aan hulle bekend gemaak, want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag, goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging. Want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke het sinneloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het naamlik die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle deur middel van hulle begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggaam onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God vir 'n leuen verruil het en geskape wesens aanbid en gedien het in plaas van die Skepper wat tot in ewigheid lofwaardig is. Amen. Sien jy, hy praat van mense wat God geken het. Dis nie mense wat onbekend was met God nie. Hulle het God geken. Ek en jy ken God. Ons weet wat sy deure maak hy vir ons oop. Hy sê hulle het dwaas geword want hulle het hom nie meer geëer en gedank nie. Kan ek dit op 'n manier verduidelik wat ons as mense beter gaan verstaan? Want dit is groot woorde waarvan hy praat. Hy sê hulle het God geken, maar hulle het begin dom besluite maak, want hulle het hom nie meer geëer nie. Hulle het nie meer geluister na wat hy sê nie. Hulle het hom nie meer gedank vir die goeie en die slegte goed nie. Hulle het hom nie meer gedank vir die toedeure nie. Toe begin hulle dom besluite maak oor hulle toekoms vorentoe. En toe wat gebeur? God gee hulle toe oor aan hulle vleeslike begeertes. Weet jy dat daai deur wat God vir jou toegemaak het, as jy regtig hard stamp en druk en skop, gaan jy hom oopkry. Maar jy gaan wees waar jy nie moet wees nie. En dan gaan jy oorgegee word aan dit wat jy begeer. Want hulle verruil die waarheid van wie God is vir 'n leuen. Wie is God? God is die een wat die deure oop en toemaak. En die leuen waarvoor hulle dit verruil, is dat die Here wil hê dit moet met my net goed gaan en daarom moet ek deur hierdie deur gaan. Of hierdie deur lyk so goed, ek moet hier deur gaan. Dit is die leuen wat ons begin glo rondom 'n deur wat toegegaan het. Sien Paulus, hulle word een keer gekeer. Die Here verhinder hulle een keer. En dan wat doen hulle? Gaan na die volgende dorp toe. Hulle hou aan om gehoorsaam te wees. Die Here verhinder hulle 'n tweede keer. Wat doen hulle? Hulle is gehoorsaam en gaan nog steeds na die volgende keer, na die volgende dorp toe. Dit moet wees wat ek en jy doen. Hou aan om vorentoe te gaan. Moenie stop by die deur wat toe gegaan het nie. God sal sorg vir elke goeie werk. Ek en jy gooi soms die baba saam met die badwater uit. Ons wil as die deur toe is, nou sommer net stop. En sê nou is ek klaar. Sien ons dink allerhande, mag ek dit verskonings noem of moet ek dit redes noem? Want dit is eintlik nou maar net verskonings. Here, ek het nie genoeg geld om die werk van God te doen nie. Woorde is verniet. Here, ek werk te veel, ek het nie tyd om u werk te doen nie. Weet jy wat, die Here sit jou in daai werkplek met mense om jou wie hom nodig het. Here, ek kan nie voor mense praat nie. Dis nogal 'n algemene een. Here, ek kan nie hier kom staan en die mikrofoon vat en praat nie. Weet jy wat, jy het ook nie eens altyd woorde nodig nie. Ons het 'n verskoning, 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 ons het 'n
Soms moet jy net iets goeds doen vir iemand anderste. Die Here werk so ook. Amen. Ek kan ook baie maklik na die toedeur van Pretoria kon ek ook gaan sit het en gesê het, okay Here, want dan bly ek nou maar die res van my lewe in Parys. Ek sal nou maar hier eendag deel raak van 'n ouete huis en dit is dan nou maar die storie. Ek gaan dit nou nie sê nie, Parys is 'n lekker dorp, baie, baie nice, maar as jy 'n dak oor hom trek, is dit die grootste ouete huis in die land. Handelinge 16, vers 9 tot 12, verder in Paulus hulle se reis, sien ons die volgende ding. Ons sien dat Paulus luister toe God gepraat het. So eerstens gee hy nie op nie, hy staan nie stil voor die toedeur nie, hy gaan aan. Die tweede ding sien ons, hy luister toe God praat. Vers 9 sê, daardie nag het Paulus 'n visioen gehad van 'n Macedoniese man. 'n Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde, kom na Macedonië en help ons. En dan lees ons verder, nadat hy hierdie visioen gesien het, wat doen hy? Hy luister en hy reageer en hy begin sy reistog Macedonië toe. Paulus kry 'n droom en hy reageer. En jou volgende vraag moet wees, hoe weet ek? Hoe weet ek wanneer die Here met my praat? Hoe weet ek wanneer hy vir my sê om iets te doen? Hoe weet ek, hoe hoor ek sy stem? Hoe ken ek hom? Dis belangrik dat ons die vraag vra. Want hoor wat sê die woord van God. Ek dink die skrywer van die boek Hebreërs het 'n brief gekry met 'n klomp vrae in. En een van die vrae was, hoe weet ons wanneer Jesus met ons praat? Hy is dan nou nie meer hier op aarde nie. Hy het gesterf en hy het opgestaan en hy was vir 'n tydjie hier gewees, maar hy is weer op hemel toe en ons het hom nog nie weer gesien nie. Hoe weet ons dan hy praat met ons? Hoe kan ons gehoorsaam wees aan sy stem as ons nie weet wat is sy stem nie? En die skrywer besluit toe om die boek te begin met die antwoord. Hy skryf Hebreërs 1 vers 1 tot 2. Hy sê in die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Hy sê maar in hierdie tyd het hy met ons gepraat deur sy seun. En dit los ons nog steeds met 'n vraag. Maar hoe dan? Die seun is dan in die hemel. Hoe weet ons dan wanneer hy met ons praat? Sien, daar's 'n baie interessante gedeelte wat Johannes skryf, waar hy vir ons verduidelik wat is die seun. Johannes 1 vers 1 tot 2 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan vers 14 sê, en die woord het onder ons kom woon, het vlees geword en onder ons kom woon. So wie is die woord? Die woord is die seun. So hoe weet ek wanneer Jesus met my praat? Is wanneer ek dit in die woord lees. So as ek onseker is, Here, oor wat is my volgende stap? Ek is onseker, Here, oor wat moet ek doen om gehoorsaam te wees? Here, ek is onseker oor wat, waartoe wil jy moet ek gaan? Waar is die oop deur dan? Gaan kyk in die woord van God. Hy gaan vir jou daar sê, wat is die volgende stap? Hy gaan vir jou daar sê, wat om volgende te doen. Hy gaan jou daar lei tot by die oop deur. Ons mis uit op soveel mooi plekke in ons lewens. En ek praat nie van 'n plek met 'n view nie. Ek praat van emosioneel, geestelik. Mis ons uit op soveel mooi plekke in ons lewens. Want ek en jy staan nog voor 'n toedeur en wag. En die Here sê, die plek waar ek jou wil hê, die plek waar jy geestelik gaan begin groei, die plek waar ek vir jou bonatuurlik gaan begin voorsien, die plek waar jy gaan gelukkig wees, die plek waar jou huwelik gaan begin uitwerk, die plek waar jy gesondheid gaan begin beleef, sit net agter die volgende deur. Hou op wag vir hierdie een wat toe is. Paulus het die idee in sy kop gehad. Hy het geweet wat sê die woord van God. Die woord sê, gaan dan heen, en hy kry in sy gedagtes
Asië, en die Here sê nee, ek het 'n ander plan. Nie Asië nie. Wil hê jy moet afgaan in Europa in, Macedonië, al daai plekke. Dis waartoe ek jou wil stuur. Kom ons kyk verder na Paulus se getuienis. Ons sien aan die einde van daai teksgedeelte, waar eindig hy op? In Filippi. Ons sien die Here vat hom al die pad tot daar, en daar spandeer Paulus se tyd, en hy plant 'n kerk, en hy groei die gemeente, en dan sien ons 'n getuienis van wat in Paulus se lewe gebeur het, omdat hy gehoorsaam was, toe die Here hom gelei het. Filippense 1 vers 3 tot 6. Skryf hy oor hierdie tyd, toe die Here hom verhinder het, om Asië toe gegaan het, toe hy hom 'n tweede keer verhinder het, om verder te gaan het, en hy hom die derde keer die oop deur gegee het, om in Filippi op te eindig, skryf hy hierdie vir die gemeente in Filippi, en hy skryf die volgende in Filippense 1 vers 3 tot 6. Ek dank my God elke keer, wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal, bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie. Van die eerste dag af tot nou, jy's hiervan oortuig, dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi op die dag van Christus Jesus. Sien julle die getuienis wat daarvan afgekom het, omdat Paulus nie voor die toedeur gestaan en gewag het nie, maar hy het gesê, Here, ek aanvaar, die deur is toe, ek gaan aanbeweeg, ek gaan aan na die volgende punt toe. Kom daar, hierdie deur is ook toe, dis oukei, Here, ek gaan aan, ek eer U, ek dank U, U gaan voorsien, kom ons gaan na die volgende dorp toe. En daar kry ons 'n getuienis van Paulus wat sê, my hart loop oor van dankbaarheid van wat in daai dorp gebeur het. Ek en jy, en elkeen wat hier sit vanoggend, is dalk net een deur weg van dieselfde getuienis. Een deur weg van waar jy kan sê, my lewe het vrede met God. My geestelike lewe loop oor, my beker loop oor. Ek beleef die Here se hand in my liggaam, ek beleef sy voorsiening, ek beleef al die goeie beloftes wat hy vir my het. Want ek het aangegaan totdat die deur oopgegaan het, wat moet oopgaan. Ek het nie voor die toedeur bly wag nie. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê, dat toedeure is soms beter as wat jy dink. Soms maak die Here die deur toe, want al lyk dit goed aan die ander kant, dis dalk nie goed vir jou nie. Paulus loop oor van dankbaarheid, en ek kan vir jou beloof, dat om die Here te gehoorsaam, om hom te eer en te dank voor 'n toedeur, gaan dieselfde vir jou doen. Amen.